'n ruimte maak tussen 2 of 3 getuienisse. Warm getuienisse. Weet julle wat is warm getuienisse? Dit is nou net so van die vuur af te kom nog. Is nog lekker warm. Amen. Amen. Kom sustertjie, weet jy wat getuig. So 'n maand terug, toe was ek baie siek. Ek is nog steeds op my stem nog nie kuis nie. En die laaste paar weke was die roofste. Hulle wou my opneem. En ek sien my vir hospitaal nie, so ek het baie geskokkeld weer. En meeste van die mense wat weet, ek is verwagting. So die dokters was bekommerd oor baba en obviously ek as mamma is ook bekommerd. En met ons laaste seminar by die dokter, die sê hy, Bobbykie is gesond, alhoewel ek siek is. So, en in daai oomblik, te besef ek dat God beskerm ons kind. Maak nie saak wat nie. Die vyand probeer swaar om weg te vat, maar God het gesê om te wees. So, vrydag by die jeug, was al lekker geweest. Ek kon rarig sien die kinders, hulle is vierig vir God. En om terug te gaan na die jeugkamp, dit wat ons beleef het by die jeugkamp, en wat opkom vir die kinders by die konferensie, gaan soveel groter wees, as wat ons eintlik dink. So, ek wil vir God dankie sê met 'n dankbare hart, dat ons beskerm daagliks, en dit gaan vir my as kind, wil ek ook net sê ek is dankbaar vir my ma, want my ma het rarig geweet wanneer haar rarig nood is, wanneer ek nie lekker is nie. En sy was rarig tussen haar genre en goed en my ouma en almal, was hulle rarig my steunpilaar in die afgelope maand, 2 maande. So, ek wil net vir God dankie sê vir dit. En dis wat ek wil getuig. Amen. Vanaand geliefdes. Vanaand is nou wel nie 'n getuienis nie, maar is iets wat die Here op my hart gesit het. So vanaand se tema gaan oor God gee jou nuwe krag. Geliefdes, vanaand wil ek julle herinner dat God los ons nooit alleen. Amen. In Jesaja 41 vers 10 het die Here gesê, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is met jou. Yes. Baie keer voel ons moeg, onseker of moedeloos oor die dinge van die lewe. Maar die Here het gesê, ons moet dit nie alleen doen nie, want hy wil saam met ons doen. Hy wil 'n pad saam met ons stap en hy wil ons sterker maak vir die dinge van die lewe. Amen. Soos Dawid en Goliat se geveg. Dawid was klein en hy was bang, maar hy het vertrou op die Here en die Here het aan hom oorwinning gegee. Net so kan ons vanaand as pastore, musikante en gemeentelede ook vertrou op die Here en hy kan ook aan ons oorwinning gee. Amen. Baie keer in ons lewe raak dinge moeilik, maar ek wil vir julle sê, hou net aan bid, hou net aan vertrou en bly by die Here se voete. Ek wil julle ook herinner vanaand dat saam met God aan ons kant is niks maar niks onmoontlik nie. Amen. Snaakse dankbaarheid. Maar ek het 'n dankbaarheid. Die koortjie sê, this is the day that the Lord has made. En elke dag, as ek by die huis is en ek is siek en die liggaam wil nie, as ek wakker word, en baie keer dan stuur Bianca vir my, onthou vandag is jou dag. Al lê ek daai hele dag in die bed, omdat die liggaam nie wil saamwerk nie, dan vat ek daai dag wat die Here dit vir my gegee. Dis nog 'n dag wat ek wakker geword het. Dis nog 'n dag wat ek kan kos maak, al is ek dan net by die huis en al kan ek dan net vir my gesin kos maak. Het die Here vir my die genade gegee. Hy was my genade gewees dan net om vir my gesin te kan kos maak daai dag. Maar dan is dit my dag wat die Here vir my gegee het. En as ek die volgende dag opstaan en ek kan iets doen, dan staan ek op en ek raak besig. Dan die Here vir my krag gegee om dingetjies te doen wat ek die vorige dag nie kon nie. Dis weer eens
nog 'n dag wat die Here vir my gegee het. En ek sal dag vir dag, maak nie saak wat my liggaam doen nie. Dag vir dag sal ek vashou aan this is the day that the Lord has made. Amen. Here baie dankie sê. Die laaste tyd was uitdagend geweest, veral met my ma se mediese rekening. Dit voel asof jy haai op jou swem, né? Maar weet wat nee, en ons kry 'n rekening in. Kyk, haar hospitaalrekening was oor die 2 miljoen en ons kry 'n rekening in die laaste tyd en dit begin goed betaal. En dit is so 700 en iets duisend en ek dink vir myself, genade, hoe gaan hierdie goed betaal word? Want sjoe. En laas Sondag in die diens, die pastoor Kobus van der Berg, toe sê hy, vertrou die Here vir 'n wonderwerk en vertrou die Here, ek het 'n sleutel en hy gaan oopsluit en ek het gesê, Here, ek vertrou U vir mediese wonderwerk. Ek het lank terug toe my ma siek begin word het ek gesê, Here, U weet hoe dit voel om goed te betaal. U moes die keiser betaal, net geld in die vis se mond gekry. So ek weet nie hoe daai geld, hoe dit gaan betaal word en wat nie, maar dankie Here, dit sal geskied. En baie keer dan kom 'n mens en dan sien jy hierdie syfers en dan begin jy dink, sjoe, wat nou? Jy weet wat nou? En laasweek en nou Saterdag, gister, toe kry ek 'n e-mail weer en hulle het nou al so baie betaal dat daar net R8,000 uitstaande is. En ek bedoel, ek wil die Here die eer gee en ek glo met my hele hart dat maak nie saak wat die bybetalings en goeders wat op hierdie stadium dit wat gaan inkom, gaan verhaal kan word uit haar boedel uit. Dit gaan so wees. Ons gaan nie in die rooi wees nie. Ons gaan nie in minusse wees nie. Ek weier dit in die naam van Jesus. Daar sal eer wees na my ma se kant toe. En ek dank die Here daarvoor. Ek dank die Here dat hy vir ons altyd voorsien, ver bo wat ons kan dink of bid. En dat hierdie medies deurkom en die goed betaal soos wat hulle moet betaal. Dankie Jesus. Ek wil ook vanaand vir die Here dankie sê vir in die week wat gebly is. Saam met die konferensie wat ons gehad het, met die hele week, daar gevra is, glo die mense of goed vir hulle self, vir hulle iets kan doen, sorry. En ek het uitgegaan, vra vir genesing vir die epilepsie en ek glo dat die Here my daar. Amen. En ek kon aanvoel dat die Here my aanraak op 'n groot manier daarvan. En laasweek Sondag ook voel ek asof daar weer eens iets in my kop rondbeweeg. Maar ek weet dit was die Here wat deur my gewerk het. Soos wat die woord uitgegaan het, maar die duiwel was ook in die weer lastig. Amen. Hy probeer my in 'n hoek vas te druk, want daar was tyd wat ek ongemaklik gevoel het. En ek het een dag in die week op so plek uitgehad, maar ek weet dat die Here het my genees en ek probeer die duiwel wat. Amen. Amen. Ek probeer hy enige ding. Ek weet ek is gesond van die epilepsie. Al moet ek nog na 'n dokter toe gaan en ek moet nog medikasie drink, ek weet ek drink nie goed is vir nie. Maar as die dokter my sien en hulle gaan bloedtoetse vat, sal hulle vir my sê, ek moet keer niks nie. Amen. Dankie Here. Iemand anders te so ek as hulle wil getuig. Terwyl ons die liedjie sing, Abba Vader, wie kan lief hê soos U? Vat die Here my terug na 'n tyd. Ek dink dit was 7, 8 en ons is in 'n skoolsaal en daar, ek weet nie of daar nog steeds openinge is by die skoolsaal nie, maar daar's opening en hulle die meneer deel toe oor die kruis van Jesus. En hy bid en toe ek my oë toemaak, nou net om agtergrond te gee, ek het dit al voorheen gesê, ek was nie daai tyd, ek was nie 'n geestelike huis groot gemaak nie. Ons het ook nie regtig kerk toe gegaan nie. Maar in daai oomblik toe ek my oë toemaak,
wys die Here vir my 'n kruis so voor my. En die arms van die kruis strek uit en uit en uit tot in die ewigheid in. En die Here sê vir my, my genade is vir jou genoeg. My liefde vir jou hou nooit op nie. Net soos daai kruis se arms wat in ewigheid ingaan. Niks kan ons ooit skei van die liefde van Jesus nie. En sy genade vir ons as mens is oneindig groot. En ek wil net die Here dank dat hy dit goed genoeg geag het, waardig genoeg geag het om met 'n klein dogtertjie te kom praat op daai oomblik. En in daai oomblik die saadjie in my hart kom plant het en homself het sy liefde aan my begin openbaar het, want dit is boublokkies tot nou toe dat ek kan sê ek dien die Here, want ek het 'n getuienis wat niemand ooit van my af kan wegvat. Amen. Julle vanaand gaan ek julle 'n paar vrae vra. Dus ek jou vra, gaan julle almal vra. En dan kyk ons bietjie hoe lyk ons Bybelkennis. Is dit reg met julle? Bietjie Bybel vasvra, bietjie ietsie nuuts, bietjie ietsie anderste. Dis mos lekker. Dis mos lekker. Dan gaan julle vra van iemand. Hy was die koning van Salem. Hy was ook 'n priester van God die Allerheiligste. Abraham, nee, ek gaan nie vir julle daai bydrae gee nie. Weet julle wie van wie praat ek? Ja, dis te maklik geweest. Nee, julle lees te veel Bybel. Melchisedek, hy? O Johan het ek eers gehoor, daar roep ek toe net na Matt, as ek nou nie verkeerd is nie. Melchisedek. So vir interessantheid, Abraham, na oorlog toe hy terugkom, het hy die eerste van sy tiende, so dit is die eerste keer wat die Bybel van tiende praat, en het hy tiende aan Melchisedek gegee, sonder dat Melchisedek hom gevra het hy dit al klaar vir hom gegee. Net vir nog interessantheid, Salem is eintlik Jerusalem. Sou later Jerusalem geword het. En daai oomblik was dit nog Salem. Dit is eintlik mooi hoe Abraham, wat toe nou nog nooit deel was van dit, eventueel hier by Salem, 'n tiende kon betaal en dit toe later die plek sou wees waar Israel dan hulle self bevind. Goed. Watter profeet het in die vis se maag gebly vir 3 dae? Jona. Dis te maklik. Wie was die eerste martelaar in die Nuwe Testament gewees? Stefanus. O, Here. Hierdie raak nou te vinnig. Goed. Kom ek vra 'n bietjie hier op Madeleine se vraag. Wie was die man van die land van Us? Us. Engels as, Afrikaans Us. Ken julle 'n man wat in die land van Us was? Wie? Nee, was die Saul nie kan nie. Ou Testament. Dis 'n Ou Testamentiese vraag. Dankie tog vir hierdie vraag. Nou kan jy 'n kop krap. Nee, was jy Elia nie? Hallo. Kan ek julle leidraad gee? Ja. Sien jy? Julle, jy is slim my vriend. Ek dink jy weet die hele aand, skou huis toe gaan ry. Was Job gewees. Maar ek glo meestal van julle ken Job se verhaal. Ek hoef nie vir julle te verduidelik nie. Wie is deur sy pa terug verwelkom nadat hy met sy deel weg is en toe alles verloor het? Die verlore seun of die jongste seun? In watter boek lees ons van die vrug van die Gees? En die hele route vandag uit, ek kan nie volg nie, maar dit was dat die Christen al daai eerste gesê het. Ek is doodseker daarvan. Wie het die tempel in Jerusalem gebou? Hoekom het Salomo dit gebou? Was daar te veel bloed op sy hande gewees? Kyk.
Watter boek in die Bybel het die meeste hoofstukke? Is te maklik hierdie goed. Kom ek gaan nou so vra. Watter rigter het Israel met net 300 man gewy teen die Midianiete? Nee, julle tog. Julle net kan. Okay. Wat was die naam van die berg waarop Aaron dood is? Wat is Sinai? Ek weet nie of dit nou Horeb is nie, maar die antwoord is Horberg. Ek ken Horeb, definitief, dis hoekom ek nie seker is nie. So ek sal jou 50, kan ons halfway gaan. Jy vraag van pastoor, ek lees het van 'n kaartjie af. Die ander vraag wat ek het is te maklik, ek kan nie dit verder gee nie. Ek moet iets anders te kry. Hoe oud was Sarah toe God vir haar 'n seun beloof het? Hoor 89, ek hoor 99, 97. Nee. 90. Dat is reg. Sorry Christa is reg, 90. Ja. Die Here is my lig en my Psalm. Ja, Psalm 27. Watter disipel het saam met Jesus op die water geloop? Petrus. Ek het eers gesê Petrus. Wie het op die berg Sinai opgegaan om God te ontmoet? Moses. Te maklik hierdie goed. Kan nie vir julle gee nie. Dis sluit gemeente. Ja, prys die Here, hulle lees Bybel. Halleluja. Kom nie bekommerd te wees dat hulle Bybel lees. Ek gaan nog 'n kaartjie trek. Aaron is op die berg Horeb dood. Ja. Hoor ja. Google sê so. Hoor my. Eerlikheid. Daai is 'n punt se eerlikheid ook om ons. Wie was die pa van baie nasies? Abraham. So, vir interessant, dit was eers Abraham gewees. Ja, word dit En Abraham. toe word dit Abraham gewees. Maar Ismael het ook 'n groot naam. Ismael ook, ja. Sy ander seun. Nee. Ja, Ismael is eintlik tot vandag nog 'n sterk nasie, die islamitiese nasies. Hy is groot. Goed. Watter naam is aan Jesus gegee wat beteken God is by ons? Immanuel. Wie die Israeliete teen hulle huise se deurkoop, wat het die Israeliete teen hulle huise se kusyne 'n lam se bloed. In watter gebied is Bethlehem? Nee, is nie Nasaret nie. Ek dink. Ja, nee. Mag jy uitskree? In die gelykenis van die goue muntstukke, hoeveel slawe het muntstukke gekry? 5. Hoeveel slawe het muntstukke gekry? 3. Wat was dit? 3? Ja, my vrou. Jy moet weer Bybel gaan lees. Sorry, hy gooi vir jou. Wat is die tweede gebod? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy mag geen voor geen ander God buig. Yes. Nee. Ek gaan iets anders te doen. Ek kan nie hierdie game speel nie. Ek gaan nog 'n kaartjie trek. Nee, ek gaan nie ChatGPT nie. Dan gaan julle sê is AI, dan gaan julle eie antwoord op vir. Wie is uit Sodom gered voor dit vernietig is? Lot. Wat was die naam van die man waaruit Jesus duiwels gedryf het en in die varke ingestuur het? Ja, dankie baie. Was dit 'n vraag?
Kan julle, ek kan dit nie so vra nie. Wie was daar saam toe hulle vir Stefanus gemartel het? Ek moet nie sy naam gesê nie. Ja, dankie man. Kan ek niks vir jou wegsteekie. Wat sal God vir jou gee as jy daarvoor vra? Enigste iets. Waarheen het Lot en sy 2 dogters gegaan nadat hulle uit Sodom en Gomorra gevlug het? Moab. Die Moab. Dis 'n baie eenvoudige antwoord hier. So volgens die ding is hulle in die berge, maar jy sien nie in wat se berge is. Hoeveel boeke is daar in die Bybel? Dan die Christus weer reg, sy's. Uit watter stam van Israel is Jesus se afstammeling? Wie was die eerste koning van Juda? Saul. Nee. Nee. Ja, baie naby. Rehabeam. Of ja, Rehabeam. Maar hy is wel reg gespreek. Wie die palmtakke vir Jesus uitgegooi? Okay, dis 'n 50% antwoord daai. As jy die volle antwoord vir my kan gee, kan ek jou volle punt gee. Die mense van Jerusalem, so 75%. Wat het Paulus in Kengree gedoen as bewys van 'n gelofte wat hy gedoen het? Wat het Paulus in hierdie landstreek gedoen as bewys van 'n gelofte wat hy gedoen het? Paulus. Hy sê Kengree, dit sê ek het nou nie reg uitspreek nie, maar as die eerste keer dat ek hierdie land lees. Dit is vasgevra. Uiteindelik, yes. Hy het sy hare afgeskeer. Hy het sy hare afgeskeer. Waar is koning Salomo begrawe? Raak ek 'n moeilike vraag. Waar is koning Salomo begrawe? Genesis suspense. Stad van Dawid. Ja. In die Dawidstad. Of die stad van Dawid. Uiteindelik het dit 'n graf gevorm. Hoe oud was Moses toe hy by die brandende bos, of hoe oud was Moses toe hy die brandende bos gesien het? 40. Nee. Ja. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal verlos word. Wat was Jakob se jongste se naam? Benjamin. Wie het Maria gedink is Jesus toe sy hom na sy opstanding in die tuin gesien het? Die tuinwerk. Tuinwerker, ja. Wat het Josef vir die farao uitgelê? Sy drome. Here ons God, hoe vol majesteit is die naam oor die hele Aarde. Ek moet alles vasvra op hy. Hoe lank het dit nie gereën nie nadat Elia gebid het? 3 jaar. Ja. 3,5 jaar. Watter gelykenis vertel van saad wat geval het op klipprige grond, goeie grond en die voetbootjies is nie dood. Die gelykenis van die saaier. Wat was Jakob se ander naam? Israel. Ja, Israel. Vir wie het Jesus gevra vir water by die Jakob se put? Die geldwisselaars het die huis van die Here omskep van 'n huis van
na 'n huis van rowers of na 'n rowershuis. Huis van gebed. Wat was die naam van die land wat die Here aan Abraham beloof het? Abraham. Kanaan, ja, jy is reg. Dat is die land van melk en honing. Dat is die land waarna toe hulle torrentieel gegaan het. Hulle was net nie direk daar nie. Hoe oud was Abraham toe hy sy tuisland verlaat het? 34. Nee. Hoe oud was Abraham toe hy sy tuisland verlaat het? Ek kry hulle koppe laat goed na 75 jaar oud gewees. Waarom het Adam sy vrou Eva genoem? Nee. Loop omdat hy geweet het sy gaan van moeilikheid gee. So, hy het haar Eva genoem omdat sy die moeder van al die nasies sou word op die hele aarde. Wie het sy seuns na Egipte gestuur om graan te gaan koop? Jakob. Wie was Jakobus en Johannes se pa? Nee, was nie Sagaria. Dis Johannes se pa. Hy is die twee vissermanne gewees. Was Johannes die doper was se pa was Sagaria. Wie was Jakobus en Johannes se pa? Zebedeus. Wat het Aaron gehad wat bloeisels gehad het en gebot het? Een mandel. Waar het hy gebloei? In die arm. In die verbondsarm. Interessant. Dat iets wat afgesny is. In die teenwoordigheid van die Here gebeur. Nee, wonderbaar vir die Here. Want dis my amazing om te dink dat baie mense dink hulle is afgesny van die wêreld. Maar dan kom die Here in sy teenwoordigheid en hy tel hulle op en hy gee vir hulle lewe wat hulle nie gehad het nie. Waar het die 120 mense met Pinkster bymekaar gekom? Die boventrek. Julle is hopeloos te slim. Hoeveel van Josef se broers het aanvanklik na Egipte toe gegaan om kos te koop? 10. 11. Benjamin was die son. Ek wonder of dit Leon is wat die antwoorde gee of is dit? Dit was 10 gewees. Ja, dat is sy pa die antwoord. Is dit Jan wat Watter disipel het vermoedelik die langste gelewe? Johannes. Gaan maar nog julle trek. Is julle reg? Ons gaan nou baie vanaf hierdie vrae nie, ons gaan so vanaf deur al hierdie vrae gaan nie. Marlene, jy moet jou kaartjies leer, suster. Dan kom so. Wat was Noag se 3 seuns se name? Sem, Ham en Wie is gered deurdat sy volgelinge hom met 'n mandjie by 'n muur laat afsak het? Paulus. Ja. Wie was nog in 'n mandjie net so vinnig? Moses. Daai vraag ken almal. Dawid het gesê dat God die mens net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese. Waar het Moses gestaan toe God vir hom gesê het om sy skoene uit te trek? Heilige grond. Hoeveel disipels het die naam Jakobus gehad? 2. Wat beteken die Hebreëse woord Abba? Vader. Watter profeet het 'n visioen gesien van 'n vallei vol bene? Nou wil ek weet wie volgens dit gereis het. Wie ons volgens.
Wie het gebid en Tabitha uit die dood opgewek? Okay? Waarvoor het Esau sy eerstgebore reg verkoop? Lensie sop. Varkvleis. Ek wil iets sê, maar ek is net van die kamera's aan so ek saam. Die barmhartige Samaritaan het 'n man gehelp wat aangerand is op pad na watter stad? Damascus. The Jericho Road. Hoeveel keer het Jesus gaan bid terwyl 3 van sy disippels aan die slaap geraak het? 3 keer. Wat is die 4de gebod? Sabbatdag. Heilig. Nou nee, hierdie goeders is hopeloos te maklik. Julle? Korte ryker tussen Tannie Christa, Matt en Jon. Slash Jon. Okay, goed. Wag, moet net eers bietjie ietsie soek word. Christina, trek dit uit. Ek gaan nie ChatGPT doen. Vir watter van haar seuns was Rebekka die liefste? Benjamin. Jakob. Jakob, ja. Tannie Sandra was eerste. Wie het gesê, wie is hierdie man dat hy selfs die wind en die golwe opdrag gee en hulle hom gehoorsaam? Die disippels. Maar die nou raak het 'n tiebreaker tussen om Johan ook hierso. Hy is ook vinnig gebid. Maar ek sal dit bestel. Kat meer. Wat het Jesus gesê, het hy oorwin? Die graf. Die wêreld. Die wêreld, hy het die wêreld oorwin. Al die verslawing het hy oorwin. Hoeveel muntstukke het die eienaar altesaam vir sy slawe uitgedeel in die gelykenis van die muntstukke? Altesaam het hy uitgedeel. So hy het vir elkeen, daar was 3 van hulle gewees. 9. So, vir die eerste ene, kom ek gaan hierdie wiskundige som met julle doen. Vir die eerste ene het hy 5 gegee. Die tweede het hy 2 gegee en die derde het hy 1 gegee. In die gelykenis van die 10 meisies, waar was die 5 dwaase meisies toe die bruidegom opgedaag het? Hulle het gaan olie soek. Hulle het gaan olie soek. En die ander 5 was daar want hulle lampies was vol genoeg. Weet jy hoe interessant is die Joodse troue? Die bruid wag vir die bruidegom. So die meisies, die diensmeisies wag. En dit is nie net 'n eenvoudige seremonie. Dit is 'n seremonie wat vir dae aan een aangaan. Hulle hou heeltyd seremonie, vir dae aan een hou hulle seremonie. Dis eintlik baie interessant hoe hulle dit hou. Nou ja, julle, ek gaan nie verdere vrae vra nie. Miskien nog een. Ons moet 'n wenner bes. Kyk, kom ek gaan nog een die uittrek. Wie het soos 'n mal mens op sy perd gery? Absoluut. Nee. Was dit Dawid nie? Moenie raai nie. Soos 'n mal mens. Sy perd sê dis 'n mal. Was ook Eugene. Eugene was bietjie later van die fees. Hierdie is 'n goeie vraag. Ek moes lank al hierdie een gehad het. Was nie Jakob nie. Nee, ja, hy nou nie.
Wie het soos 'n mal mens op sy taart gered? Dis nie Paulus nie, dis Ou Testament. Kom nou julle vir die grand prize. Is 'n slurp op die spel. Waar is hy ChatGPT nou? Ja. Was jy gewees? Ja. As jy chocolate het net gesê. Maar jy was nie vir die paprika gewees. Was jy? Jy. Wie was een van die oorspronklike 12 disippels? Markus, Timoteus, Lukas en Jakobus. Net Jakobus. Wat het Abraham aan God geoffer? Skaap. Ram. Ek het hom eerste. Laat my dit baie uitgeskryf. Ek moes net my oor, hy het 'n ram gehad. Waar is die tuin van Getsemane? Jerusalem. Die tuin van Getsemane. Waar sal dat? Dis in Jerusalem, waar daar's 'n spesifieke area waar hy is. Wat se berg is dit? Ja, nee Leon, dankie. Eintlik wen Leon. Dat ek dan net stil maar. Hy weet, maar ek klaar vra dan. Hoeveel Ou Testamentiese figure het met die verheerliking op die berg verskyn? 3. Moses en Elia. Tannie Hester, ek het Tannie gehoor eintlik nie. Ja, noem 'n tweeling uit die Bybel. Jakob en Esau. Nou julle, dit was nou al wat ek nou vanaand kan doen. Janu het loshande gegee. Arme Janu se kagel. Janu, jy mag nie vir jou pa help met klaar nie, hoor. Het jy ook geleer? Dis wat beste vriende doen, hulle deel hulle sweet spot. Ek sien nou van extension 4, hulle breek jou chocolate. Dis van extension 4. Julle baie dankie. Ek weet hierdie was nou nie 'n preek aand nie, maar dit was nou 'n bietjie lekker om net iets interaktiefs te doen, net so 'n bietjie om die stigma te breek en net 'n bietjie ietsie te doen. Ek glo julle het dit geniet en ek glo dit was ietsie leersaam geweest. Amen. Dan leer ons 'n bietjie meer van die Bybel. En as er nou goed is wat jy nie geweet het nie, weet jy wat is nou die grootste geheim van dit alles? Gaan lees die Bybel. Gaan lees dit. Jy sal dit daar kry. Amen. Ek gaan dan nou net die seëns oor elkeen van julle uitspreek vanaand, maar jy gaan dit oor jouself ook uitspreek. Hy sê die Here sal my seën en my behoed. Die Here sal sy aangesig oor my laat skyn en my genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor my verhef en aan my vrede gee. Amen. Ons bid aan hierdie hoofde so saam. Liefdevolle Vader, Here, ons sê vir U dankie vir die kosbare geleentheid wat ons vanaand gehad het. Here, om aan U die eer te bring en aan U die lof te bring. Here, om so 'n bietjie dieper in die woord in te delf en vanaand net so 'n bietjie vrae te beantwoord. Here, ek bid dat U vanaand ons so sal inspireer dat ons dit van hier af sal vat en dat ons gedurig deur Here U woord sal ondersoek. Here sal gaan lees. Here sal bepeins en dit deel van ons lewens maak. Here, ek wil bid dat U elkeen sal seën wat vanaand hier is en ek wil bid, Here, dat elkeen veilig by hulle bestemming sal aankom en ek wil ook so bid dat U in hierdie week ook so met hulle sal werk en hulle weer volgende week op die bestemde tyd sal terugbring, Here, sodat ons aan U die lof en die eer en die aanbidding sal bring. Ek dank U daarvoor, Vader. Amen en amen. Amen.